Hoekom vashou aan dit wat jou seermaak? Hoekom aanhou terug verlang Egipte toe? Geliefdes, my naam is Stefan Visser en ek wil bitter graag met julle vandag net 'n kragtige storie deel, 'n kragtige verhaal. Weet jy wat, nee? 1 Korintiërs 4 vers 20 sê dat die koninkryk van God is immers nie net 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Nou kom ek verduidelik vir julle, baie keer gaan 'n ou deur 'n sekere situasie in jou lewe waar jy jouself op 'n plek bevind en jouself die vraag vra, "Yes, Here, hoekom doen ek wat ek doen? Is ek regtig hier om die klein dingetjies?" Is daai krokodil? Yes, krokodille. Is ek hier om die klein dingetjies te doen? Ons is hier by School of Fire en hier gebeur altyd dinge. Nie net die Here wat werk nie, maar hier gebeur altyd dinge. Ons werk met mense wat wil leer versendeling, pastoor, evangelis. So werk ons met mense wat wil vrykom van drank, dwelms, pornografie, suiker, al daai tipe van goeters. En die een dag sê hulle vir ons, luister die boys, kom help ons gou donkies vang, want dis mense wat wil donkies hê. Kry myself op die punt, ek dink myself, is ek nou regtig hierso om donkies te vang? Is ek regtig hier? Here, ek vra altyd die vraag, Here, is ek regtig hier om donkies te vang? En ons vang die donkies, stel hulle op, sit hulle agter op die bakkie en ek gaan toe, later gaan ek af kamer toe en ek lees my Bybel en ek is besig om so deur Samuel te werk. En as ek vir jou sê, die Here praat nog deur sy woord. Hoor gou mooi. 1 Samuel 9, toe stuur Samuel se pa om sy donkies te gaan soek wat verlore gegaan het. En hy word gesalf as die koning van Israel, die eerste koning. Hoor gou mooi, ek besef Saul was ongehoorsaam in sy reign as koning. Saul was jaloers gewees en al daar, dit gaan nie daaroor nie. Vandag is die boodskap hierin, in die klein dingetjies waarin jy getrou gaan wees, gaan God se krag so magtig deur jou werk. Dit is die klein dingetjies wat gaan laat besef wat jou roeping in hierdie lewe is. Al lyk dit vir jou hoe simpel, al klink dit vir jou hoe stupid, my God werk daar waar mense nie kan werk nie. My God staan daar waar mense jou nie kan dra nie. My God doen wat geen ander kan doen nie. Want 1 Korintiërs 4 vers 20 sê dat die koninkryk van God is immers nie net 'n saak van praatjies nie, maar van krag. God het my kom uithaal uit satanisme, kardiefstal, geweersmokkel, en het my kom vrymaak. Vandag sê hy dalk vir jou, doen vir my hierdie. Gaan heen, maak disippels van alle nasies. Mense kan nie weg van jou afvat wat God in jou hand geplaas het nie. Mense kan nie stop wat God jou geroep het om te doen nie. Hoekom vrees? Hoekom terughou? Hoekom vashou aan dit wat jou seermaak? Hoekom aanhou terug verlang Egipte toe? God roep jou vandag om uit daai boot te klim, om mis te kyk dit wat mense sê en 'n slag te lees wat hy oor jou sê. God het jou so lief dat hy vandag vir jou hierdie boodskap, die ou wat 'n stuk gemors was, partykeer is ek nog steeds, maar weet jy wat, sy bloed, die kosbare bloed van Jesus my vrygemaak. Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Kom nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek sal nie stil bly oor die een wat my gered het nie. Ek sal nie ophou praat en getuig oor die een wat my kom diep uithaal het nie. As hierdie liedjie, hierdie koortjie, baie diep haal hy my uit. Vandag strek sy hand uit na jou toe. En hy wil jou vat. Jesaja sê, vra die Here, hy sê, wie sal ek stuur? En Jesaja sê, hier is ek, Here. Stuur